Kom ons maak die Bybel oop. 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus 3, dis agter amper in Openbaring se kant, né? Sien party mense soek by Genesis. Twee Petrus 3. Ons het nou nagmaal na die diens vanmôre in die saal. So fokus daarop. Reg. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde, wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en verderf van die goddelose mense. Maar laat hier een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van die God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor al hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwalinge van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in dag van die ewigheid. Amen. Nou, hierdie mense vra, waar is die belofte van sy wederkoms? Waar is die belofte van sy wederkoms? Baie mense vra dit, en baie mense vra dit met verskillende redes. Hoekom? Daar's baie mense wat sug, sê hierdie aarde is nie meer lekker nie. Ons wil nie meer hier wees nie, wanneer kom Jesus? Dis nie verkeerd nie. Maar die spotters sê, en hulle lag daaroor, van die begin af bly alles net dit is. Waarvan praat julle? Jesus gaan nie weer kom nie. Baie sê, daar is nie iemand soos Jesus nie. Maar ons weet beter. Ons weet beter, en daarom kan ons môre praat oor Jesus Christus, en baie dinge wat sy koms raak. Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En daar is ontsettend baie daarby ingesluit, wat ons nie nou kan oor praat nie, dis ontsaglik groot. Hy is ook die begin en die einde van sy program, dit wat nou besig is om te gebeur, wat besig is om plaas te vind, is alles die program van Jesus.
En daarvan is hy die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daar het skielik in die interim van die ewigheid ontstaan met sy geboorte. Skielik in die ewigheid het daar 'n breuk gekom en tyd het ontstaan. En Jesus is gebore in die tyd. En nou het alles verander. Fisies verskyn hy uit die ewigheid om 'n program in werking te stel op die regte tyd. Galasiërs 4 vers 4 sê, op die regte tyd het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou en so meer. So God weet alles en hy doen alles volgens 'n program. Micha 5 praat van Jesus, en hy sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar van my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Jesus kom ver, baie, baie ver, uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy is nie sommer net nou nie. So, hy laat ons agter met die hooffokus op sy terugkoms. En die fokus moet wees op die ewigheid wat voor lê. Die ewigheid wat verby is verby. Nou kom daar 'n ewigheid vorentoe. En ons is hier besig met die program, of in die program van God, om onsself reg te kry vir die deel van die ewigheid wat vorentoe lê, wanneer tyd sal ophou. Daar's baie beloftes dat Jesus weer gaan kom, net so vinnig 'n paar daaroor. 1/5 deel van die Bybel is profeseë oor sy program. Nie net oor sy wederkoms, maar oor die program. 1239 pertinente profeseë in die Ou Testament en 578 in die Nuwe Testament. So daar's 1817 profeseë oor hierdie program van Jesus. So 1/3 daarvan verwys na sy wederkoms. So baie lê terug en baie lê voor. 1/3 lê nog voor. Bietjie minder op hierdie stadium wat ons betref. Maar sy wederkoms is 'n verskriklike belangrike onderwerp in die Bybel. En ons moet daarin leef. En ons moet gereed maak vir sy wederkoms. In die ou tyd het hulle gepraat van die wederkomskerk. En ons het hierdie boodskap van die ontstaan van die kerk af verkondig, soos hy nou nog is en soos in die Bybel en soos dit nou nog vervul word. Daar is 109 in verband met sy eerste koms wat al reeds 100% vervul is. 109 profeseë. 224 in verband met sy wederkoms wat nog vervul moet word en besig om vervul te word. So Jesus self verwys 21 keer na sy terugkoms na hierdie aarde toe. Dis nie min nie. As God een ding een keer sê, is dit vas. Maar hy sê 21 keer. En 21 in die wiskunde praat van 'n herhaling, dit praat van permanensie. Dis totale permanensie. As mens 21 keer 'n ding herhaal, sal jy hom onthou en so meer. Maar in besonder met sy laaste saamwees met sy disippels het hy gepraat oor sy terugkoms. En nou wil hy hê dat daardie boodskap na ons toe moet kom en in ons harte en lewens moet lewe, in ons gemoedere. Vandaar kom die fokus van die nagmaal ook op sy wederkoms. Die nagmaal fokus ook hierop. Daar's baie mense wat sit en treur en huil as en praat van nagmaal, want dit is so droewig. Hulle wil Jesus help, seer voel oor sy kruis. Hy het die kruis oorwin. Ons hoef nie te huil oor wat hy in die kruis gelei het nie. Jy kan nie simpatie met God bewys nie, vergeet dit. Hy is volmaak. Sy offer was volmaak, sy lyding was volmaak, hy het dit gekies. Daarom het hy nie ons simpatie nodig. So as ons nagmaal hou, is dit nie nodig met 'n lang gesig te sit en wonder, hoe seer het hy gekry? Nou probeer, baie predikante het dit nog geskets ook, hoe seer het Jesus aan die kruis gekry? Jy hoef dit nie te doen nie. Praat van die lewende, opgestane, verreëse, oorwinnende heiland. En dis waarom die nagmaal nou gaan. Nou goed, daar is ander verwysings ook hierna, na sy koms, maar ons gaan dan ook meer praat oor die nagmaal. In Handelinge 1, wat ons hier op die bord gesien het ook,
Vers 10 staan daar, en toe hulle nog stip, dis die disippels na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere, dis engele, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dis 'n belofte uit die hemel direk. God stuur 2 engele en gaan sê vir daai manne. Jesus het dit vir julle gesê, die profesie sê dit, die Bybel sê dit, maar gaan sê julle ook tog nog maar vir die manne en hulle wat agterbly, hierdie Jesus sal net so kom soos julle hom sien weggaan het. Hy gaan nie wegbly nie. Jakobus gaan aan, die broer van die Here, en sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Mense, Lukas 21 praat, in minus vers 28 waar hy sê, dat mense se harte beswyk van vrees in hierdie tyd, as hy praat van die eindtyd. Vrees, dis die meeste hartaanvalle wat daar bestaan, kom van kookolie en van vrees. Julle moenie kookolie gebruik nie, maar moet ook nie vrees nie. Johannes sê in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Jesus se belofte, hy gaan weer kom, en Hebreërs 9 vers 27 rond dit af, hy sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Net so, sê hy, soos die mense bestem is om te sterwe, en daarna die oordeel, net so sal Christus weer verskyn. Hy kom weer. En ons moet onsself gereed maak om hom te ontmoet. Want as jy nie gereed is nie, gaan jy baie swaar kry. Filippense sê vir ons, dis wat ons toekoms betref, en hy wil ons bemoedig daardeur, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Laaste een is Openbaring 22 wat sê, en kyk, ek kom gou. My loon is by my, sê Jesus. Dis hy self wat praat, toe hy opgestaan het, toe hy sy heerlikheid ontvang het, sy troon ontvang het in die hemel, en hy kom na Johannes toe en hy sê, Johannes, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. So, dis die dinge wat ons nou moet onthou. Wanneer ons aan die nagmaalstafel gaan sit, beteken dit, Jesus het gesê, doen dit so dikwels tot my herinnering. Maar nou wil mense net by die kruis bly. Die kruis is deel daarvan, maar ek sal nou daaroor praat. Ons kyk nou vanoggend dieper na 'n paar ander soortige minder erkende beloftes van sy wederkoms. Net om die prentjie te voltooi. Daar's baie wonderlike dinge. Soos die nagmaal is die Joodse feeste ook 'n profetiese skadubeelde van sy wederkoms. Iemand het my onlangs gevra en ek moes baie lank verduidelik. En iemand anders het ook daaroor gepraat. Hoe werk die feeste? Wat is die feeste? Nou gaan ek kortliks hierop ingaan. Maar soos die nagmaal is die feeste ook profetiese skadubeelde, met ander woorde 'n boodskap van die program van Jesus Christus. Nou ja, die eerste klomp is dit wat reeds vervul is, die eerste feeste. Die eerste daarvan is die Pasga. En die Pasga verwys na die kruisoffer van Jesus. Dit is 'n skadubeeld of 'n sinnebeeld van die kruisoffer van Jesus. Die tweede een is die fees van die ongesuurde brode wat hulle gevier het. En dit simboliseer die begrafnis van Jesus. Dit is baie pertinent dat hierdie dinge daarin opgeneem is om ons die program van God te gee. En hy doen dit op baie maniere sodat ons kan verstaan, sodat ons daarmee kan vereenselwig en begin glo. Die derde is die fees van die eerste vrugte. Die eerste vrugte, dit praat van die opstanding van Jesus. Die first fruits, die eersteling gerf is ook daarbey ingesluit. As hulle gaan oes het, as hulle gaan oeste insamel het, moes hulle die koring sny met 'n sekel,
En dan moes die priester 'n een gerf vat, in die tempel ingaan en dit voor die altaar so wyf. Die eersteling gerf, dit spreek direk van Jesus Christus. Die Pinksterfees, 50 dae daarna, is die uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n fees gewees. Dit moet vir ons ook 'n fees wees, die Pinksterfees. Dis dinge wat reeds vervul is, en dit is die lentefeeste, wat hulle so genoem het. Hulle is vervul met die eerste koms van Jesus Christus tot op die Pinksterfees. Dit wat nou kom, lê vorentoe. Die feeste wat hulle vervulling met Jesus se wederkoms gaan hê, in die proses van sy wederkoms. Ek het baie vir julle al gesê, die wederkoms is nie 'n insident nie, is 'n proses. Die eerste ding na die Pinksterfees, ons is nou net daar verby, wat lê voor? Dan is daar die fees van die basuine. Die fees van die basuine dui op die wegname van die kerk van Christus, die wegraping. Dit sê vir ons, daar gaan 'n basuin blaas en die kerk van Jesus Christus gaan weggeneem word. 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 sê dit. En 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 sê dit ook. Daar gaan 'n basuin blaas. Die wegraping gaan plaasvind. God se kinders gaan weg. En wee die wat agterbly. Ons het dan die fees van die groot versoendag. En dit is wanneer hierdie groot verdrukking plaasvind. En wanneer Jesus werklik weerkom, soos hy gesê het, elke oog sal hom sien. Elke oog sal hom sien. Die groot versoendag. Op daardie dag gaan die hele volk Israel ook tot God bekeer, wanneer hulle hom sien, die merke in sy hande ook. Daarna het ons die fees van die tabernakels. Dit is die 1000-jarige regering van Jesus hier op die aarde. Vir 1000 jaar gaan hy sit in Jerusalem op die troon en hy gaan regeer. En nou ja, hierdie program word ook in die menorah voorspel. Ek sal nou daarby kom. Ons noem hierdie ook die herfsfeeste. Na die lentefeeste. Hulle het nie sommer in wintergoed gesê, hulle sê die lentefeeste en die herfsfeeste, want daar is maande tussenin ook. Goed, nog 'n bewys van die wederkoms in die program van Jesus word op dieselfde manier deur dieselfde dinge in die menorah voorspel of uitgebeeld. Wat is die menorah? Dis daai kandelaar wat in die tempel is, die goue kandelaar. Hy het baie boodskappe, maar hier is maar een daarvan. Die eerste blakertjie van die kandelaar is die Pasga. Dis die eerste fees. En hierdie stam van hierdie kandelaar praat van die Pasga as Jesus se kruisdood. Dis 'n volmaaktheid. Hy wil 'n volmaaktheid vir ons wys. Die tweede blakertjie hou die ongesuurde brode, of die lampie dan. Dit is die 3 dae wat Jesus in die graf was. Die derde een is die fees van die eerste vrugte. Dit is die opstanding van Jesus. Dis die herfsfeeste, né? En daarbey is nog die Pinksterfees ook ingesluit. En die Pinksterfees spreek van die kerkdispensasie, die 2000 jaar van kerkdispensasie. Vir 2000 jaar is die Heilige Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, gestuur om uit elke volk en stam en taal en nasie vir Jesus se bruid te kom versamel. En dit sal 2000 jaar en 'n bietjie langer wees, want 2 Petrus 3 wat ons nou gelees het in vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms soos sommige dit vertraging ag nie, soos hy lot wat gespot het nie, maar hy is lankmoedig oor ons, al nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die vraag is, het jy jou al bekeer? Na hierdie 2000 jaar in die Pinkstertyd, die kerkdispensasie, is die fees van die basuine. Daar blaas 'n basuin en die grafte van die ontslapenes gaan oop, hulle staan op, hulle gaan Jesus tegemoet in die lig, en ons noem dit die wegraping. Die volgende fees wat hierin verteenwoordig word, is die fees van die versoendag. Dit is wanneer Israel gered word, soos ek reeds gesê het,
En dan die laaste fees, die fees van die tabernakels, is die wederkoms van Jesus, sy 1000-jarige vrederyk en sy koningskap wat bevestig word. Alles word hierin verduidelik. So ek sê, daar is ander boodskappe ook in hierdie menorah, wat ons dalk eendag kan oor praat, maar soos die nagmaal en soos die huwelik ook 'n beeld is van die wederkoms van Jesus, en soos hierdie menorah en die feeste, is die huwelik 'n sterk beeld van die koms van Jesus. Matteus 22 sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, verwysende na God die Vader wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Dit is alles baie duidelik as jy dit lees. En Matteus 25 sê, dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Die bruidegom, die seun van die Vader. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Die bruidegom gaan kom. Die koninkryk van die hemel is soos die bruid en die bruidegom wat mekaar ontmoet. Nou, daar is nie tyd om dit alles te verduidelik nie. Ek het reeds vir genoem die tekste van 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 wat sê, hoe dat Jesus sy bruid halfpad in die lig gaan ontmoet. Net soos wanneer die bruidjie inkom, daar agter en die ouetjie staan nie op, hy ontmoet haar halfpad. Dis 'n boodskap van die wederkoms. Dis wat in die huwelik is. Alles in die huwelik is 'n boodskap van die wederkoms. Ons kan eendag miskien mooi daarop uitbrei, maar is baie mooi dinge. Nou goed, die nagmaal is 'n feestelike herinnering. Dis nie 'n begrafnisdiens nie. Baie mense sit en huil daar oor Jesus gesterf het aan die kruis. Want hy, so ek reeds gesê het, hy het nie jou simpatie nodig nie. Hy is die vors van vorste, hy is die held van alle helde. Hy het dit op homself geneem, hy sê, ek lê my lewe self af, niemand neem dit vir my af nie. So, waarom moet ons hom help huil? Goed, die nagmaal is 'n feestelike herinnering aan die eerste koms van Jesus. Daarom sê hy, as julle hierdie brood vat in die beker, dink aan my. Dink aan my. Hy het nie gesê aan die een spesifieke dingetjie nie. Hy het gesê, dink aan my totdat ek kom. Sy eerste koms, as ons nagmaal hou, moet ons alles insluit. Jesus as geheel, sy program as geheel. Sy oorwinning in die woestyn, 40 dae sonder kos en water, kom die duiwel en hy versoek hom in sy vermetelheid. En hy oorwin die duiwel met 'n paar woorde, 'n paar waarhede. Sy oorwinning in Getsemane. Hy was op die punt om vir die Vader te sê, Here, ek kan nie. Hy sê vir hulle daar, ek kan nou vir die Vader sê, stuur 10 legioen engele, miljoene van hulle, maak klaar. En hy sê, nee, my wil is te sterk onderworpe aan die Vader se wil wat my gestuur het. En hy sê, gee die beker dat ek kom drink. En hy drink die beker in oorwinning. Sy oorwinning op Golgotha, dit is 'n sentrale faktor in die nagmaal, in die lewe, in die program van God, want daar is Satan se kop verbrysel, soos Genesis 3 vers 15 reeds beloof het. Genesis 3 vers 15 is die moederbelofte wat sê, daar sal vyandskap wees tussen jou en die vrou, sê God vir Satan. Tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom in die hakskiem byt en hy sal in die kop vermorsel. Dit verwys alles na die kruis van Jesus wat duisende jare later gekom het. Ons noem dit die moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Dit verwys ook na sy opstanding en hemelvaart, nog oorwinnings, al die pad. En op laas sy wederkoms. En hy praat nog verder van die uiteindelike finale oorwinning van Jesus, wat so pragtig is. Sy totale oorwinning aan die einde. Wat sê hy? Jy weet dit al in die gemeente, 1 Korintiërs 15 sê, en wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Hoekom? Sodat God alles in almal kan wees. Dis die einde van God se kinders.
God alles in almal. Dit is die doel van jou bestaan. Dit is jou skepingsdoel. Dat jy een met God moet wees, soos 'n man en 'n vrou in die huwelik een is. En soos jy in jou siel en gees een is. Dit is hoe God wil hê, ons moet hom verwag. Daar kom 'n dag wanneer hy alle skeiding tussen ons en hom gaan wegneem. Hy ons heeltemal totaal gaan invul en dan sal hy alles in almal wees. In jou en my, en elkeen wat gered is en wat saam met Jesus die ewigheid ingaan, daar gaan 'n ding plaasvind wat niemand kan beskryf nie, wanneer hy alles onderwerp het aan Jesus, alle magte en kragte, en dan sê God, kom, nou is ons een. Nou is ek en jy totaal vir ewig een wese. Nou, ons kan nie daarop uitbrei nie, want ons verstaan dit nie heeltemal nie. Maar die Bybel sê dit, God gaan alles in almal wees. Ja, mense kan daaroor baie praat, jy kan liries raak daaroor, maar moet dit nie doen nie. So, daar is twee groepe. Hoe staan jou saak? In die kerk is daar twee groepe. Hoopelik is hier net een vandag. Maar in die kerke, in die wêreld is daar twee groepe mense. Die een groep wat waarlik ongered is soos klippe, wat die duiwel dien, wat spot met die wederkoms soos ons gelees het. Waar is sy koms? En ons lag ons daaroor en spot daarmee. En dan sterf hulle, dan is hulle stemmetjie stil. En waar is hulle dan? Daar is twee groepe. Die ander groep is hulle wat, baie van hulle ook in die grafte is, baie sit hier, baie luister daar buite hierna, baie is oor die wêreld heen, verteenwoordigend van die bruid van Jesus. Hulle gaan saam as hy kom. En die nagmaal sê, vier hierdie fees, totdat ek kom. Goed, Matteus 25 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan en vir die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Met ander woorde, staan in vir my. Wanneer die oordeel kom, mense verstaan nie hierdie greepie so mooi nie. Hulle sê, staan in vir my, ek het nie olie nie. Wat gaan mense by die oordeel van God sê, die groot wit en oordeel? Here, vra my pa, hoe goed was ek, hoe goeie dogter of seun was ek? Here, vra die predikant, roep hom in. Hy sal dit nie doen nie. Net soos hierdie lot, ons het nie reggemaak nie, ons is nie gereed nie. Gaan julle en help ons met ons situasie. By die oordeel gaan nou ook mense opstaan en sê, my pa was die predikant of my ma was die dominee. Sulke goed. En dan sal Jesus vir hulle sê, maar ek het jou nie geken nie. Ek het jou nie geken nie. So, as jou lampe uitgaan by die oordeel, gaan ander hom nie aansteek nie. Dan gaan ander hom nie aansteek nie. Hy moet nou aangesteek wees. Hy moet nou reg wees. Met ander woorde, jou gees en jou siel, jou binnemens, moet nou gevul wees met die Heilige Gees en met die woord van God, om die oordeel tegemoet te kan gaan en van God die positiewe antwoord te kry, gaan in die koninkryk van julle Vader. So, moenie asseblief met jou siel dobbel nie. Ek praat nie van sonde nie, ek praat van Jesus en jy. As jy Jesus nie, as jou saligmaker ken nie, is jy verlore. Almal doen sonde. Dis nie sonde wat jou die hemel uithou nie. Die Heilige Gees het gekom om 3 dinge te doen, sê Johannes 16 vers 7 en 8.
Hy het gekom om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Watter sonde? Nie dat hy die hond geskop het nie. Hy sê van sonde in vers 8, omdat hulle in my nie geglo het nie. As jy Jesus verwerp, is dit die sonde wat jou hel toe gaan bring en dra. So, dink daaraan, wie ook al jy na luister, die tyd is kort, maak gereed. En as jy aan die tafel van die Here aan gaan sit, dink in oorwinning saam met hom aan sy oorwinnings. Die nagmaal is 'n herinneringsfees. Ek sê weer, is nie begrafnis nie. Amen. Vader, dankie vir u seun, Jesus, ons held. U word genoem die held van Bosra, die held van die Omega. En ons aanbid u. Ons dankie dat u die enigste een is wat vir ons omgee, die enigste een wat vir ons 'n toekoms kan gee, die enigste een wat vir ons ware lewe kan gee. Terwyl ons nou by die tafel van die Here gaan aansit, bid ons dat ons dieper empatie met onsself sal hê in ons toestand. Minder simpatie met Jesus aan die kruis, want hy is nie meer daar nie. Maar dat ons 'n fees saam met u en die ander oorwinnaars sal geniet by die tafel van die Here. En ons dankie daarvoor. Amen.